Geliefdes, ons tema vanoggend gaan ook oor in die lydenstyd wees. Ons is nou besig in die lydenstyd hier in die kerklike jaar en daarom gee ons spesifiek aandag ook aan die lyding van die Here en sy kruisdood. En in die lyding is die hoogtepunt van die lydenstyd Paasfees. Goeie Vrydag waar die Here gekruisig is en waar hy ook opgestaan het en die dood oorwin het. Dis die hoogtepunt waarin ons beweeg. So vanoggend in die lydenstyd gaan ons fokus. Wat is die oorsprong van lyding? Dit is vanoggend se vraag. Waar kom lyding vandaan? Hoekom struikel ons? Hoekom sukkel ons? Daardie moeilike vrae wat ons almal oor worstel, wat baie keer te bang is om te vra. Kom ons sing staande die toetrede lied, O Heer, my God. O Heer, my God, as ek hier wonder, en al die werke elke nag stil. Die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe ek elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse berge vlaktes, ek hoor vlees, as ek snoer en pers. Hoe Heer die sorg, verklein God vir alles, en die soldaat, maar dag vir my kunst. Dan moet ek juist my redding my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, maar weer die Heer skep onder is hand. Hoe Heer ek eer, God verhaal. En onze broeder verdoet, onvriestigheid, zijn koningskip zal breid. Hij mag weer hier, wat zonde hier gepreekt is, en brengt weer hoop, in reden verkleid. Die mag ons zien, van al die grootste plekken, die laat ons trek, die dat die rijk mag komen. Die kom die hier, en die heerlijkheid op wonder, maar die volkomen liefde die hij
In Genesis 2 vers 31 staan: Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Mag jy die seën ontvang van God wat ons geskep het. Jesus Christus wat sy lewe vir ons afgelê het, sodat ons mag lewe. En ook van die Heilige Gees, ons voorspraak en ons trooster. Mag die drie-enige God u vandag seën om sy boodskap te hoor. Amen. Kom ons sing 'n lofsang saam. Geliefdes, soos ek vroeër gesê het, is ons in lydenstyd besig. En ons is besig in 'n reeks oor lydenstyd. En in hierdie reeks vanoggend gaan ons stil staan by die vraag: wat is die oorsaak van lyding? Nou baie keer dink ons so dikwels in ons eie lewe, wat is die oorsaak van die lyding en die seer in my eie lewe? Waarom kry mense swaar? Waarom beleef goeie mense slegte tye? En is vrae waarmee eintlik ons almal in 'n tyd in ons lewe wonder. Het jy al ooit aan die vraag gedink: waar het Jesus Christus se lyding begin? Waar het Jesus Christus se lyding begin? En as ons praat oor die lyding van Christus, dan sê ons ook, ons glo in die drie-eenigheid van God. So met ander woorde, Vader, Seun en Heilige Gees. So wanneer ons dink aan die lyding van Christus, dan dink ons ook aan die lyding van God. Waar het die lyding van God begin? Wanneer ons kyk na die kommentare, dan is daar baie verskillende opinies. Die lyding van Jesus Christus is sigbaar daar waar die spykers deur sy hande en sy voete geslaan is aan die kruis.
Dan kyk ons na ander kommentare wat sê, nee, die lyding van Christus het voor dit begin. Die lyding van Christus het begin toe hy deur Pontius Pilatus laat gesel is, toe 'n kroon deur sy hoof gedruk is, toe hy met 'n stok geslaan is. Kyk ons verder terug. Het sy lyding nie reeds begin in die tuin van Getsemane, daar waar hy tot sy Vader bid, laat die beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. Het sy lyding nie juis in daardie oomblik van oorgee begin nie. En dan is daar baie geleerdes en kommentare wat ook sal byvoeg, maar sy lyding het voor dit al begin. Want in Filippense 2 verse 6 tot 8 lees ons dat hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou aan iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Is dit nie dalk juis waar Jesus se lyding begin het nie? Toe hy as mens gebore moes word. Die lyding van God, omdat hy moes mens word. En so wanneer ons verder lees ook in die kommentaarreekse, het ek op die kommentaar afgekom waar die uitgangspunt stel dat Jesus Christus se lyding het reeds begin met Adam en Eva se ongehoorsaamheid in die tuin. Toe Adam en Eva toegee aan daardie verleiding in die tuin, het God reeds geweet. Sy seun gaan aan 'n kruishout vir ons hang. Jesus Christus se lyding begin al reeds by die sondeval. En daarom gaan ons vanoggend saam lees uit Genesis 3 uit, verse 1 tot 19. Almal wat Bybels het is baie welkom om ook saam te lees. Die woorde sal ook op die bord verskyn. Genesis 3, verse 1 tot 19. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan
die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi is om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar, en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd, dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u oorwandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee, en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei, en ek het geëet. En die Here God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil, en stof sal jy eet, jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man sal jy hinker, en hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het, en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou te doen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak, jou lewe lank. Ons lees tot sover uit die woord van God. Die sondeval. Wanneer ons hierdie woorde lees uit die woord van God uit, dan laat dink dit ons aan baie van die grappies wat ons baie keer maak. Is dit nie waar nie? Man sê dit was die vrou en die vrou sê dit was die slang. En ek dink ons stry tot vandag toe nog wie se skuld dit eintlik nou was. Ons maak grappies daaroor. Maar geliefdes, wanneer ons kyk in diepte na hierdie teks, dan besef ons dat Adam en Eva het van hierdie vrug geëet. Uit hierdie boom waaruit hulle direk beveel is om nie uit te eet nie. Die ongehoorsaamheid, die sondeval. En dan hoor ons wat God vir hulle vra, wat het jy nou gedoen? Daai besef
van Adam en Eva, dat hulle kaal is, dat hulle heeltemal ontbloot is voor God, en dat hulle niks kan wegsteek vir God nie. Geliefdes, wanneer ons bietjie vroeër kyk in Genesis, dan lees ons in Genesis 1 en 2, die voorafgaande hoofstukke, dat God alles goed geskape het. Die hele skepping. Genesis is nie noodwendig 'n boek wat ons verduidelik hoe lank het dit geneem om te skep nie. Dis nie 'n wetenskaplike benadering van die skepping nie. Dis 'n boek wat vertel en getuig wie is die skepper. Die skepper is ons God. Die skepper van hemel en aarde. Die skepper van die begin en die einde. En God sê, as hy na sy skepping kyk, dit is goed. Ons lees dit in Genesis 1 ook in vers 4, vers 10, vers 12, vers 18, vers 21, vers 25 en vers 31. Dit is goed. God skep goed. En hy skep die mens as kroon van sy skepping, na sy beeld om hom te verteenwoordig. Hy skep die mens ook goed. Vandag nog kan ons 'n stukkie van hierdie goedheid beleef in God se skepping. As jy hou van die bosveld, sal jy saam met my stem dat daai bekoorlikheid van die bosveld se stilte is net iets besonders. Daardie stille bewondering wat 'n mens in die bosveld kry vir die natuurskoon. As jy hou van die berge, sal jy saamstem dat die berge baie keer ons so klein laat voel en ons net weer herinner aan God se almagtigheid. As jy hou van die see, sal jy saam met my kan stem dat daardie gedruis van die golwe en die aanhoudende getuienis daarvan, God is besig. God is betrokke in ons lewens, in ons wêreld. Ons beleef nog steeds 'n stukkie van daardie oorspronklike skepingswoorde, dit is goed. Wanneer ons na die wonderwerke binne ons natuur kyk, wanneer ons dae kry soos vandag wat ons kan sien, dit het gereën. Die aarde is bonatuurlik gevoed. Dit kan ons nie anders as om God te bewonder vir sy skepping nie. Dit is goed. Die teenwoordigheid wat ons van God in sy skepping beleef, dit is goed. Geliefdes, hierdie woorde, dit is goed, sluit nie lyding in nie. Ek leef met die geloofsoortuiging dat God goed geskep het. Hy wou nie vir ons lyding en seer kry en swaar kry gehad het nie. Hy het goed geskep.
En toe gebeur die sondeval. En binne die sondeval en binne die ongehoorsaamheid kom lyding en swaar kry en seer kry as hierdie byproduk weens die ongehoorsaamheid van die mens. Weens hierdie begeertes waaraan die mens toegee. Verleiding. Iets wat ons almal het en ken in ons lewens. Die vyand wil ons verlei. En wanneer ons verlei is, dan gebeur baie keer wat ook hier gebeur. Het jy gehoor dat Eva ook eintlik begin twyfel? En toe twyfel Adam. En hulle gee toe aan hierdie verleidings, want hulle twyfel eintlik of God goed bedoel het met dit wat hy vir hulle gegee het, met die bevele wat hy gegee het. God kies om vir hulle die beste te gee. Hy kies om vir hulle woonplek te maak in die tuin van Eden. Om saam met hulle te wandel binne hierdie tuin. Hy sorg vir hulle. En die mens maak die keuse om nie daai bevel te gehoorsaam nie. Om te gaan kyk, te gaan beproef, wat gebeur as ek daardie reël oortree? Wat gebeur as ek toegee aan hierdie verleiding in my lewe? Wat gebeur as ek na hierdie begeertes in my lewe gryp? Wanneer dit vir my belangriker word as dit wat die Here vir my gesê het. Die woorde, dit is goed, sluit nie lyding in nie. Ons kry lyding en swaar kry en seer kry. Ons kry siektes en moord, ongelukke, oorloë vanaf die sondeval. Nie in Genesis 1 of 2 nie. Want God het goed geskep. En die mens het gekies om in sonde te val. En daarom is dit weer vanoggend belangrik om te hoor, geliefdes, dat ons in 'n sondige wêreld leef. Ons leef in 'n wêreld van wanhoop, waar ons nie elke siekte kan verhoed of voorkom nie. Ons kan nie tyd terugdraai nie. Ons kan nie noodwendig deur hierdie lewe gaan sonder om blootgestel te word
aan die seer en die swaar kry in hierdie lewe nie. Ons beleef ongelukke, moorde, ons lees in ons koerante en op sosiale media van wrede berigte. Maar ons mag nooit vir God blameer vir die swaar kry en die seer kry wat ons beleef nie. Adam doen dit. Hy sê, die vrou wat U my gegee het, het my van hierdie vrugte laat eet. Daardie blamering. Dit wat U my gegee het, het my in die versoeking gestel. Eva doen dit ook. Die slang het my verlei. Dis die slang se skuld. Dit wat U geskep het, het my in die verleiding en in die versoeking gebring. Hoeveel keer blameer ons nie vir God wanneer ons swaar kry en seer kry in ons eie lewe beleef nie. Wanneer ons toegee aan begeertes, wanneer ons toegee aan daardie verleiding, en dan blameer ons God daarvoor. Geliefdes, ons lees van hierdie tuin in Genesis 3. En dan lees ons ook dat hierdie tuin weer vir ons sal oopgaan volgens Openbaring 21. Omdat daar 'n tuin was in die middel. Die tuin van Getsemane. Die tuin waar Jesus gebid het. En waar die soldate hom gevange geneem het om hom te gaan kruisig. Omdat Jesus in daardie tuin gebid het, nie my wil nie, maar U wil. Danksy daardie tuin. En dit wat Jesus vir ons daar gedoen het, het hy vir ons die tuin van die koninkryk van die ewigheid. Die tuin waarvan Openbaring 21 getuig, daardie tuin het Jesus vir ons deur sy offer oopgesluit. Maar geliefdes, hier waar ons nou op aarde leef, is God nog steeds by ons. Openbaar steeds God homself deur sy natuur, deur sy skepping. En daarom, wanneer u verlang na die tuin van Eden, wanneer u verlang na die tuin van die ewigheid, gaan soek die Here in sy skepping. Gaan soek sy teenwoordigheid in sy skepping. Gaan bid tot die Here
in sy skepping. Raak weer bewus van hoe hy sorg. Raak weer bewus van sy genade en sy liefde. Mag U in hierdie lydenstyd opnuut besef hoe God in sy ewige raadsplan reeds vir ons voorsien het deur sy seun aan daardie kruishout te laat sterf. Dat Jesus se bloed moes vloei, dat sy liggaam moes breek vir ons as gebroke mense. Mag U, wanneer die Here ver van U af voel, sy teenwoordigheid gaan soek. Gaan soek daardie troue sorg en daardie troue liefde van die Here, want dit is daar. Mag U beleef wat God in Genesis 1 en 2 sê. Dit is goed. Mag U sy goedheid beleef in sy troue sorg. Amen. Gemeente, dit is ook nou 'n voorreg vir my vanoggend om die derde kers van die lydenstyd ook aan te steek. Mag jy bewus wees van Jesus se genade en sy liefde. Kom ons staan vir die seëngroet en dan ook die wegsendingslied. In Johannes 3 vers 16 staan: God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Mag hy omvou word in die liefde van God, die genade van Jesus Christus en die troos van die Heilige Gees. Amen.
Sky